Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 4de Mei 2026, maandagoggend. En welkom by 'n video van die Federale Alliansie. Ek het na een van die kommentare gekyk op YouTube in hierdie tyd wat ek net 'n bietjie gerus het en bietjie weggekom het van alles af. Want ons het regtig waar hard gewerk wat die toepan betref. En een van die kommentare was jy leef in 'n droomwêreld. Nou, as jy nie kan droom nie, dan is jy maar in 'n baie patetiese toestand wat jou eie lewe aanbetref. Jy moet kan droom, môre Pero. Jy moet kan droom en jy moet kan groot droom. En jy moet nooit jou drome laat vaar nie. Jy moet altyd hard werk aan jou drome. Jy sien, 'n persoon wat nie 'n droom het nie, het niks. Waarna toe beweeg jy? Waarna toe gaan jy? Ek weet wanneer mense sê, ag man, jy droom, wanneer ons hierdie video's en goed maak, dan is dit asof dit vir hulle onbereikbaar is. Maar dit is nie die geval nie. Alles is bereikbaar. Alles is bereikbaar. As die korruptheid die bokant ons ingekom het as gevolg van korrupte maniere en metodes, hoeveel te meer kan ons die regte ding doen deur die regte metodes, deur die goeie metodes, deur die waarheid. Dan kan ons baie dinge saam bereik. Maar dit is asof sekere mense net eenvoudig nie oor daai bruggie van hulle self kan kom nie. En nie eens wil probeer om 'n beter lewe te sien nie, raak te sien nie, of daaraan te wil werk nie. Jy weet? Vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na 'n kontroversiële onderwerp. En dit is die vestiging van 'n nuwe geheime diens ten midde van geïnfiltreerde instellings. Ons sit letterlik met 'n probleem in Suid-Afrika. Nie net in die weermag nie, nie net in die polisiediens nie, maar ook in die geheime diens. Ons het operateerders in die geheime diens wat heeltemal uitverkoop is. Dis beslis so. As jou regering korrup is daardie gedeelte, daardie element van jou regering totaal en al oor die muur. En dit is iets waarop die Federale Alliansie ook sal moet fokus wanneer die tyd kom. Die ironie van die saak is dat, as ek nou sy naam reg onthou, Langhans van Rooyen, sy bynaam was Langhans geweest. Ek dink dit was Langhans van Rooyen. Was die man wat die Britse geheime diens begin het. Hy het ook die Amerikaanse geheime dienste begin. Jan, goeiemôre. Hy het ook die Suid-Afrikaanse geheime diens begin. En hy het ook 'n invloed gehad in die Mossad. Hierdie ou Langhans van Rooyen was die katalis vir die bou van geheime dienste reg oor die wêreld. Hy was die katalis. En hier is die ding, hy was Suid-Afrikaner. Hy was 'n Suid-Afrikaner wat hierdie goed begin het. Nee? En nou sit ons met hierdie tamaletjie van dit wat was en dit wat nou is. En dit wat nou is glad nie gesond nie. Dis glad nie gesond nie. En ons moet kyk hoe om dit te kan verander. Nou is dit maar net 'n droom om dit te kan doen. As ek kyk na al die video's wat ons gemaak het oor die Federale Alliansie tot en met hede, Langhans van Rensburg, dankie Jan. Ek het gedog dit was van Rooyen. Seker omdat ek hy van Rooyen van in my kop het, van die ou wat die plaas gehad het daar in KwaZulu-Natal, wat by Panda die plaas gekoop het met die beeste. Maar vir Langhans van Rensburg, né, van Rensburg. Koos, is dit jy wat nou daarop gekom het? Ja, ek is 'n week weg en kan ek nie meer die profielfoto's onthou nie. Ja, is Koos, daar sê, goeiemôre. In elk geval, so van Rensburg het hierdie goed gedoen. En ons weet dat
teen hierdie tyd is daardie instelling is totaal en al geïnfiltreer. Wil jy vir my sê, daar is nie Iranese, Chinese, Mossad, of enige ander sulke tipes, wat al reeds deel is van daai ding nie. Dit is so. Hierdie is een van die fasette wat ons moet gebruik om ons land reg te ruk. Ons sal moet. Nou, soos wat ek gesê het, om terug te kom na my vorige idee, dat ons het al baie federale video's gemaak. As 'n persoon nie nou al weet in hierdie tyd waaroor die federale alliansie gaan nie, en as jy nie agterkom teen hierdie tyd hoe ons spreekwoordelik die profetiese rede van Siener volg nie. En dan moet ek 'n derde punt ingooi. As jy nie teen hierdie tyd kan sien hoe ander politieke groeperings ontsieninge gebruik om hulle eie saak te bevorder nie, dan is daar nie eintlik veel meer wat ek kan sê oor hierdie goed nie. Want ek sê nou vir julle, ek is nou by 'n plek waar ek het regtig waar alles gedeel. Daar is partygoed dat ek nou natuurlik naby aan die bors hou, maar ek het letterlik alles gedeel wat die federale alliansie aanbetref. Party video's kry het sommer 1000 views op YouTube. Die een oor die weermag het oor 1000 views gekry. Die een oor die polisie het net gou soontoe gaan. Die een oor die polisie het maar net 52 views gekry. Né? So lyk my nie oor 54. Lyk my nie die mense is bekommerd oor die polisie nie. Is die polisie vir julle okay? Die een oor die finansiële veiligheid het 62 views gekry. Dis dan baie wel, as ek sê views, nee, dan bedoel ek dit is nou ouens wat nou langer as 2-3 minute op die ding gebly het. Maar 'n ou kan gaan kyk byvoorbeeld, kom ek gaan klik gou op die ding. Want ek het gou hierso kyk of hy net vir my so oop, oor is die video details, analytics, kom ons kyk gou net 'n bietjie analytics, overview. Ek het gou hierso kyk. Simo. Okay. Okay, geen vir my rarig. Die totale audience, gaan nou terug. Ek gaan nie die rarige totale audience hierso nie. Wacht, reach, ek het kyk, reach. 359 impressions. So 359, dat was 359 impressions. Audience, kom ons kyk gou, audience. Interessant dat meeste mense kyk hierdie op die foon, 85,2%. Okay, subscribed het 57% gekyk en not subscribed 42%. Dis baie interessant. Okay, so ons kan altyd gaan kyk wie het wat gekyk, maar die polisieeringsvideo het baie minder mense, maar nie goeiemôre. Baie minder mense getrek as die weermag video. Dit is seker maar een van daai dingetjies. Mense kyk maar soos wat hulle kyk. Maar ons is nou by die punt waar ons kan daadwerklik 'n verskil maak. Want die toep is nou daar buite, hy is nou oop. Hy is nou oop. Ek gaan nou hierdie week, ek gaan vandag begin met ernstige bemarking van die toep. Die toep gaan op TikTok wees, op X, op Instagram en obviously is hy op Facebook en YouTube. So ek sal moet ernstige aandag gee aan die bemarking hiervan. Want sodra ons 1000 mense bereik het, en ons is nog net 'n handjie vol op hierdie stadium, maar sodra ons 1000 mense bereik het, kan ons begin 'n vergaderings hou. Dis waaroor dit gaan. Ons kan begin 'n vergaderings hou.
Ons het brandstof vir ander mense. Jy sien? So versprei die toep. Ek wil, as die Here my spaar hierdie naweek, ek gaan nou met hulle skakel vandag, ek wil kyk wat sê hulle, ek wil karstickers maak. Jy weet, met res en die website op dit, wil ek maak en versprei, sommer daar by die stadion. Ek wil kyk of ek so tussen 1000 en 3000 van die goed kan uitdeel. En wie weet, net uit loftes uit kan 'n ou dalk 'n baie goeie volgeling kry. So ons kyk wat ons kan doen, hè. Maar ons praat nou van die geheime diens. En die geheime diens, soos ek gesê het, is vir ons van kardinale belang. Die nuwe regering sal moet grondwetlike en noodbevoegdhede gebruik om geïnfiltreerde elemente van die ou veiligheidsapparaat tydelik op te skort. Ons sal moet tydelik opskort, want ons weet nie wat daar aangaan nie. Ek weet nie wat daar aangaan nie. Daar is sekere ouens in ons raad wat weet wat daar aangaan, maar ek weet nie wat daar aangaan nie. Ons sal moet lasbriewe uitreik, byvoorbeeld vir hoë geplaaste, geïnfiltreerde amptenare in die ou geheime diens, indien die bewyse bestaan. Jy sien, indien die bewyse bestaan. Ons moet 'n voorlopige veiligheidsraad stig. Ons moet persoonlik loyaliste kies uit die weermag, polisie, die minste geïnfiltreerde elemente en betroubare private sekuriteitsfirmas om 'n tussentydse beskermingsspan te vorm. Ons sal ook moet private sekuriteitsfirmas gebruik vir VIP-beskerming. En nuwe personeel sal moet goedgekeur word. Nee, ons sal hierdie ouens sal op polygraaf moet gaan. Die formasie van die nuwe geheime diens. Ek gee julle net so 'n kernkykie na hierdie ding. Werwing, kering by binnelandse bronne. Soos ek gesê het, werf uit betroubare weermag, intelligensie, veterane, kuberveiligheidsdeskundiges en wetstoepassers met skoon rekords. Gebruik leenverklikkers, diepgaande agtergrondkontroles en gedragsanalise om indringers uit te filter. Internasionale bondgenote, indien beskikbaar, versoek hulp van bondgenootnasies vir opleiding en aanvanklike operasionele ondersteuning. Soos wat ek vir julle genoem het, om die Duitsers te gebruik en om Japaneese te gebruik en daardie ouens te gebruik in die weermagstelsels en so aan. Ons sal hulle moet gebruik, want ons het nie ander nie. Jy sien, ons sal moet skoonvee en van vooraf bou. En elke liewe persoon wat nou daar is, sal weer moet gewet word. En daar's soveel dinge wat moet gebeur, Verdeling en operasionele sekuriteit opsek, verdeel die nuwe diens in geïsoleerde selle om volle blootstelling te voorkom indien geïnfiltreer. Gebruik geïnkripteerde kommunikasie en liggapingssisteme om lekkasies te voorkom. Hierdie is goed wat ek gaan uitsniffel het. Neutralisering van die ou geheime diens, wettige ontbinding en beslaglegging op bates is alles belangrike goed. Keer noodwetgewing goed wat die ou agentskap ontbind, sy bates vries en sy funksies na die nuwe diens oordra. Bied amnestie aan lae middelvlak beamptes wat bereid is om lojaliteit te ruil na kering. Jy weet, die ouens wat daar werk, wat nie eintlik diep betrokke is by sekere goed nie. Hulle is maar net amptenare. So jy gee hulle nog 'n kans basies, né? En jy sit verklikkers op hulle. Toestelle. Polygraaf toestelle. Jy sê vir hom, was jy al gecompromise? Het jy geheime goed verkoop? Jy weet, al daai tipe van goed. En indien hy dit wel gedoen het, dan is daar niks wat ons nou aan hulle kan doen nie. Ons kan niks aan hulle doen nie. Want hulle het gedoen onder 'n vervalle regering. So kom ons sê, jy kry 'n ou wat nou regerings inligting verkoop het, byvoorbeeld weermag intelligensie verkoop het of polisie intelligensie verkoop het. Daar's letterlik niks wat jy aan hom kan doen nie. Want hy het dit gedoen onder sy ou base. So al wat jy vir hom kan doen is, jy kan hom net fire. Jy kan hom net afdank. Dis al wat jy kan doen. Niks meer as dit kan jy doen nie. Geforseerde maatreëls indien nodig, as die ou diens weerstand bied, gebruik loyale weermag polisie eenhede of gekontraktueerde sekuriteit om die hoofkwartier te deursoek en kwaadwillige elemente in hegtenis te neem.
sal dit moet doen. Skakel ou agentskap se kommunikasie en databasisse uit om sabotasie te voorkom. Dan gaan jy natuurlik teenkanting kry van buitelandse intelligensie-inmenging. Jy gaan dit kry. Jy moet teen-intelligensie-operasies uitvoer. Neem aan dat die buitelandse agentskappe, soos die CIA, FSB, MSS, sal probeer om 'n nuwe diens te infiltreer of te manipuleer. Implementeer streng teentoesig, insluitende monitering van nuwe rekrute vir verdagte kontakte, beperking van toegang tot geklassifiseerde inligting op 'n nodig om te weet basis, bedrieglike veldtogte om buitelandse spioene te mislei. Diplomatieke manoeuvring, weet julle hoe belangrik is hierdie goed, mense? En in watter diepte ons sal moet ingaan om sit 'n oproep ontvang. In watter diepte ons sal moet ingaan om hierdie goeders uit te sorteer. Diplomatieke manoeuvring kondig die nuwe diens se vorming publiek aan om dit te legitimeer. Soek erkenning van bondgenootnasies om buitelandse ondermyning te ontmoedig. Indien moontlik, lek bewyse van buitelandse inmenging om teenstanders te diskrediteer. Lek dit uit. Sê hierdie nasies probeer ons ondermyn. Lek dit uit. Langtermyn stabilisering, institusionalisering en toesig, stel nuwe wette op wat die nuwe diens se mandaat, beperkings en toesigsmeganismes definieer om toekomstige misbruik te voorkom. Faseer geleidelike afhanklikheid van private sekuriteit uit soos die nuwe diens sterker word. Openbaar vertrouens bou, beheer mediakampe om die nuwe diens as professioneel en noodsaaklik uit te beeld. Vermyding van die ou regime se misbruike. Die gemors van die ou regering. Julle sal nie glo die diepte van die gemors wat ons sal moet skoonmaak. Potensiële risiko's en versagting, staatsgreep-pogings deur die ou garde, hou weermagfaksies verdeel, beloon lojaliteit, buitelandse gesteende opstand, soek internasionale bondgenote vir legitimiteit, het ek genoem, infiltrering deur ander agentskappe, deurlopende teen-intelligensie ondervragings. Jy moet die hele tyd besig wees met hierdie mense. 1 keer 'n week moet hulle gaan vir 'n polygraaf. 1 keer 'n week. Nee? Was jy gekontak hierdie week? Was jy gecompromise? Al daai tipe van goed. Jy moet. Gevolgtrekking. Sukses hang af van spoed, geheimhouding en meedoenlose kering. Dit is so. Die nuwe regering moet 'n balans vind tussen die gewelddadige aftakeling van die ou regime se spioene en versigtige diplomatie om buitelandse intervensie te vermy. Inmenging. Private sekuriteit kan 'n tydelike oplossing wees, maar langtermyn stabiliteit vereis 'n loyale, geprofessionaliseerde intelligensiediens. Let wel, weens die uitgebreide aard van die oorsprong, nee, dit is nie nou nodig nie. Goed. So dit is waar ons is. Nou, dit is nie so eenvoudig soos wat ek het daar genoem het nie. Nee? Ek dink as diegene wat weet waaroor dit gaan, daar is soveel goed waarna ou moet kyk. Buitelandse inmenging, swak institusies soos die howe, die polisie, die militêr, faksionele ondermyning, die EFF en die MKP en al die ouens wat nog steeds sal probeer om moeilikheid te veroorsaak. Publieke misnoë, wantroue en sulke goed, sal daar moet gekyk word. En dan is daar, ons het dit alles reeds uitgewerk. Die stabiliseringsproses, die opbouproses, enigiets van, ons eindig by 3 jaar. Dit gaan 3 jaar vat om, dit gaan regtig 3 jaar vat om, hier's diep goed. Maar dit gaan maklik 3 jaar vat om hierdie ding uit te sorteer. Dit is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Jy weet, daar is groeperinge wat 'n nuwe regering wil hê. Ja, ons almal wil dit hê. Hulle metodiek, die manier hoe hulle daaromtrent wil gaan is, jy weet, raak ons slaaf van die oue en ons kry 'n nuwe en klaar. Dit werk eenvoudig nie so nie.
Dit werk nie so nie. Wat het jy in plek? Wat is jou beplanning? Wat het jy in plek? Wat is reg? Wat is gereed? Om so 'n tipe ding te kan doen. Dis nie so eenvoudig nie. Wat is in plek om hierdie tipe ding te kan doen? Wat kan jy vinnig uitrol? Kyk na die hele opset. Ek het 'n slukkie koffie vat. Op ons een groep vriende van die adviesraad het die sekretaris nou tot die slotsom gekom dat die boere is nie bang vir Afrika nie of vir hierdie groeperings en sulke goed nie. Hulle is nie bang vir 'n gewapende stryd nie. Hulle is nie bang vir so iets nie. Waarvoor, ek dink as die stel wat daar opgekom het. Goeiemôre. Die ding waarvoor die boere bang is ekonomiese bevryding. Hulle weet nie hoe om dit te doen nie. Jy sien. Nou, ons het hierdie goed alreeds in plek. Dis net 'n kwessie van om die regte breinkunde agter die goed te sit en dit uit te rol. Ons weet wat ons wil doen. Om seker te maak dat kos bly op die tafel. Want daar is 'n proses hoe hierdie goed plaasvind. 'n Nuwe regering neem oor. Daar is chaos. As die chaos nie beheer word nie, is daar anargie. As die anargie nie beheer word nie, is daar 'n voedseltekort. As die voedseltekort nie beheer word nie, dan breek daar peste en siektes uit. En dan is alles 'n gemors. En die ding is, op die oog af, hier buitekant, lyk dit of alles gaan maar net aan. Alles gaan maar net aan. Maar vervallendheid het 'n manier om jou te bekruip. Die Engelse woord is decay. Die afbreking van goed, die aftakeling van goed, het 'n manier om jou net te bekruip. Dit bekruip jou. Ek kyk byvoorbeeld 'n voertuig wat verby my gery het hierdie week, van Lesotho. As ek sê verby gery het, nee, daai voertuig het maklik 170, 180 km/h gery op ons paaie. Sonder om te gee. Sonder om enige bekommernis te hê oor ons nasionale burgers. So hierdie aftakeling van alles wat goed is, gebeur stadig. Hier bou hulle 'n nuwe mall, daar bou hulle 'n nuwe mall, maar wat van die ou ene? Jy het gesien hoe lyk dit daarso. Ek kyk weer hierdie week na van ons strate, plekke waar ek beweeg het. Mense, dit is vuil. Daar is 'n siekte, onderliggende siekte wat absoluut ons land net afbreek. En ons kan kies om dit te laat voortgaan. Dit kan aangaan en aangaan en aangaan. Of ons kan goed in plek hê wat reg is. Sodra ons die knoppie druk, dan gebeur die dinge. En dit is waar die federale alliansie nou is. Julle kan na al my video's gaan luister. Dit is waar ons nou is. Ons weet presies wat om te doen, goeiemôre Lisel, en waar om dit te doen. Ons weet wat ons wil doen, ons weet waar ons dit wil doen. En al wat ons nou doen is, ons fokus nou net op die befondsing. Nou soos ek sê, as ons 1000 ouens op die toep kry, dan het ons die eerste klompie befondsing vir ons eerste bespreking. Nou dit is belangrik dat ons deur hierdie besprekings gaan, want almal moet op dieselfde bladsy wees. Byvoorbeeld, hierdie dokument wat ek nou hierso aan julle gelees het, hierdie dokument is eintlik 28 bladsye lank. Ek het net die eerste 5 hoofpunte aan julle bespreek, met julle net so vinnig flissies deurgegaan. Maar die dokument self is 28 bladsye lank. En dit is een van die dokumentasiestukke wat ons sal moet bespreek.
Dit is ekonomie, verskoon tog, gekoppel aan dit is die finansiële kundigheid, gekoppel aan dit is regeringsstrukture, gekoppel aan dit is weermag, gekoppel aan dit is polisie, gekoppel aan dit is geheime diens. En dan saam met dit is daar nog ander goed, soos byvoorbeeld die effektebeurs, die internetstelsel, kommunikasiestelsels, die behoud van huidige besigheid, die verkryging van buitelandse hulp, om hierdie goederstuk uit te kan rol op die regte tyd. So hierdie is alles aspekte waar die federale alliansie reg is. Ons is gereed met dit. Ons moet dit net in diepte gaan verder bespreek, die hele raad. Jy sien, die hele raad moet by mekaar kom van die federale alliansie. Die hele raad moet bykom van die UCS. Dan moet die twee rade saam bykom en hierdie goed deurwerk. Jy sien, as dit deurgewerk is, dan het hierdie hele groepering 'n bespreking wat gehou moet word met die boere adviesraad. En dan moet uit hierdie groepering uit word daar amptenare aangestel word wat gaan praat met die konings. Finale hoof bespreking wat moet plaasvind. Dit gee vir jou 5 besprekings wat betaal moet word. Waarvan die 5de een die grootste een is. Die ander 4 kan ons nog hanteer met 1000 ouens op 'n toep. Een maand na maand. Ons kan dit doen. Maar die 5de een is die grootste een. Ons kan dit nie net doen met 1000 ouens op 'n toep nie. So dan moet fondse inkom. So, ons het ouens wat werk aan, maar ek sê vir julle nee, dit is taai om mense se koppe te draai in die regte rigting. Dit is makliker om mense te volg wat net retoriek uitspoeg. Vat byvoorbeeld die volgelinge van die boerseun van Migdol. Dis net retoriek. Daar's meer volgelinge daar as wat ek het by die federale alliansie. En ek het nie 'n pyn met dit nie. Ek het altyd geweet ons gaan nooit 'n groot groepering wees nie. Dit vat altyd 'n handjie vol mense om 'n land te draai. Dis al. Mense wat uit die boks uit kan dink. Nie mense wat die hele tyd besig is om gif uit te spoeg en nonsens te praat nie. Dan het jy vir Roots en sy groepering. Ek dink hy's nou 75,000 wat na hom luister. Maar as dieselfde goed oor en oor. En ek sê nou vir julle dat daar is nie 'n diepte besprekinge of beplanninge wat al reeds gemaak is om seker goed uit te sorteer nie. Daar is eenvoudig nie sulke besprekinge nie. Goeiemôre Johan. Want daar is nie sulke rade gevorm of gebou. Daar is nie integrasie, daar's niks sulke goed gedoen nie. Maar boonbehalwe al daai het hierdie ouens nie die locus standi nie wat ons het. Hoekom dink julle wil hulle 235 uithaal? Hierdie hele week was dit die konstitusionele wet 235, Afrika hamer op 235. Hoekom hamer hulle op 235? Want dit gaan oor sessering. Dit gaan oor sessering. Hulle wil elke liewe kanaal, elke liewe rivier wat daar is, om vir ons 'n plek in die son te gee, wil hulle probeer blok en toemaak, sodat daar nie verandering kan kom nie. Hierdie is, wat ons nou hier genoem het, hierdie is eintlik geheime agente, wat besig is met hierdie goed, om seker te maak dat die gepepel, en die gepepel is die ANC, die EFF, die Vryheidsfront Plus, die DA, hulle is die gepepel, die puppets, wat beheer word, dat hulle moet die hele tyd hierdie gif uitspoeg. Konstitusionele wetgewing nommer 235, kom ons raak ontslae daarvan. Maar hier is die ding, al raak hulle ontslae daarvan, het ons die internasionale reg. So, wat nou? Nou het hulle 'n probleem. So hulle kan maar daarvan ontslae raak. Nou het hulle die probleem. Ons het nie die probleem nie. Hulle het die probleem.
So, dit is waar ons is. Dit is waar ons is. Soos ek gesê het, hierdie week, vandag spesifiek, gaan ek begin met 'n diepte advertering van die toep. Ek gaan nou vanoggend gou vinnig 'n bietjie werk aan hom. Ek wil net 'n element inbou, waar indien iemand wil afklim van die toep af, hulle dit ook kan doen, sonder enige probleme, dat daar nie enige hassles is nie, want daar's mense wat nie die terms and conditions lees nie. Hulle lees nie die terme nie. Hoeveel van julle lees terme as julle iets koop of wat ook al? Julle lees nie, ek ook nie. So hulle lees nie die terme nie. Dit is belangrik om die terme te lees. So ek gaan net 'n bietjie uitbreiding doen op dit, as dit nodig is. Ek gaan net weer deur dit gaan. En dan gaan ek begin daadwerklik werk aan die advertering van hierdie. Dit is vir ons van kardinale belang. Dit is baie belangrik. En julle moet dit ook doen. Alraai? As jy van rugby hou, ek weet hierso op die Federale Alliansie, daar is nie baie van julle wat van rugby hou nie. Want as julle die genuine rugby ondersteuners was, dan was julle al op die toep en julle is nie. So, ek verstaan, dis okay. Daar's ander mense daar buite, uit die 500 miljoen rugby kykers, wat sal belangstel. Hoe dit ook al sê, dit is waar ons nou is. Ons wil vry wees. Ons wil vry burgers wees. In totaliteit. In die gees is ek al reeds 'n vry burger. Ek is fisies 'n vry burger. Want ek dans nie na die pype van hierdie regering nie. Maar my mense is nie vry nie. Ons mense is nie vry nie. Ek sê altyd vir Afrika, ek sê, the older generation struggled for freedom. And now you all are free to struggle. Dit is waar ons is. Brandstofpryse wat fluktueer. Regering wat absoluut vir ons ons is absoluut die vark in die verhaal in die wêreld op hierdie stadium. En dit is nie wie ons is nie, en dit is nie wat ons gaan bly nie. Vryburgers, boere Afrikaners. Ons weet wie ons is, en ons weet waarmee ons besig is. En saam met God maak eendag mag, sal nooit verander nie. Fantastiese maandag vir julle, kom ons kyk uit na 'n geseënde week, en 'n voorspoedige week vir almal.